The more the merrier, they say, and I can't agree more. This journey is filled with so much excellence, and Yoshino was amazing. We are at the last leg of our inspirational journey. Join our carpool when we meet my next and final guest. She is influential, she is energetic, she is motivational and exciting. She is inspirational. Meet Rona Erasmus, entrepreneur, business owner, and motivational speaker. Good day, Rona. My name is Blessing. I'm from Mercedes-Benz McCarthy Group. And today we're going to be doing a test drive on the V220. Awesome. Family car with so much potential, more than just a family car. But are we good to go? Are we good to I'm rock and roll? so ready and so excited, Blessing. Oh no, that's awesome. Let's do this. The V220 is our entry-level V-Class. A very popular car. We've got your V220, you've got your V250D, and we've got your V300 AMG Avantgarde and Exclusive. Those are the packages. And when I'm talking about packages, in terms of AMG Avantgarde Exclusive, I'm referring to the dress code, for example. So think of Avantgarde as your basic tee and t-shirts. Yes. You know, your jeans and t-shirts. Yeah, okay. Your chilled, your casual. That's my type of style. Being a mom, you know. Yeah. Jeans and t-shirts kind of girl. And then you think of the AMG. Yeah. Now think of the AMG as semi-casual now. Okay. As in jeans, t-shirts, high heels, and maybe a jacket. Okay, awesome. Because you can blend in both ways. You know, you can keep it casual and yet at the same time you can keep it semi-corporate. And then we look at the Exclusive. The Exclusive is what I would call the highest derivative engine power, and it has all the bells and whistles you can think of. If we talk about the back seat, you have two options in actual fact with regards, actually three options with regards to the back seat. Sure, okay. This particular one is a 7-seater, the most popular one. In actual fact, 95% popular than most other seats. Really? A lot of people prefer the 3-row back seat and the 2 seats facing the 3-row, which is a more fashionable statement for some people that have enjoyed it. Yeah. And then we have got the 3 and 3-row. Yeah. Now, for most people that choose to go 3 and 3, 99% I've realized within my business that it is business people. Direct business. This car will be utilized for example, a funeral parlor. I hear what you're saying. You know? Yes, that makes sense. If you have a completely big family, like literally 6 kids. Yeah, then it will work. Is also going to be applicable. Yeah. Just as an example. Sure, but the 3 on 2, I mean, to me it sounds very luxurious because you can actually have a nice chat at the back. The kids can play and you know, still being safe. Yeah. But they can actually, you know, have conversation with each other. And that's awesome. I love it. En hier is ons nou met al die dames in die kar en ons volgende gas, Rona Erasmus. Dit is so lekker om jou te hê hier by ons. En as ek aan jou dink, dan dink ek aan die woord inspirerend, inspiring. Iemand wat ander mense beïnvloed, 'n influential persoon. En jy doen dit deur soveel verskillende fasette van jou lewe. Besigheidsvrou, vrou, ma. Ek bedoel, vertel my 'n bietjie wat jy alles doen. Sure, Nadia, eerstens dankie vir die kompliment. Mens voel mos nie altyd so oor jouself nie, maar ek waardeer dit verskriklik baie. Weet jy, ek het tog baie balle in die lug. Ek het 3 besighede. Ons het 'n spa, ek en 2 vriendinne saam, 'n dagspa. Dan het ek 'n besigheid wat ons stimuleringsklasse vir mamas en babatjies doen. Ons het takke reg oor die land. Ek is deel van een van julle klasse. Yes. Ons geniet dit verskriklik. Waar ons amper op 'n gemeenskap bou vir mamas ook om by mekaar uit te kom. En dan het ek 'n skooltjie ook. Ek het 'n skooltjie vir babatjies van 3 maande tot 2 jaar. Ja. En dis nou buite in jou eie kinders. Dis buite in my eie kinders. Hoeveel kinders het jy? Ek het 2 seentjies, 'n graad 1 en 'n 5-jarige. Hulle is ongelooflik besig. Maar ek verkies dit ek wonder, ek weet nie. Maar dit is en ek's ongelooflik gelukkig getroud. Is 'n voorreg om 'n man te hê wat so ondersteunend is, want mens kan ook nie dit alles doen as jy nie daai netwerk het nie. Ja. En as 'n entrepreneur,
waar begin 'n mens? As jy jou eie besigheid wil doen, ek bedoel is dit wat jy studeer het? In ons land op die oomblik is dit 'n wonderlike geleentheid in Suid-Afrika om dit te kan doen, maar waar begin 'n mens met so iets? Weet jy wat Nadia, ek het onderwys studeer, so ek het nog altyd 'n passie vir kinders gehad en om te teach, as ek dit so kan noem. Maar ek het nooit hierdie sien uitspeel vir my lewe nie. Wat ek wel kan sê is dat wat ook al mens aanpak, moet jy 'n passie vir hê. Dit begin alles by 'n passie vir dit wat jy doen. So ek het hierdie ongelooflike passie vir kinders en dit is eintlik maar waar die entrepreneurskap begin het vir my. Ek is ook nie noodwendig goed om vir 'n baas te werk nie. En ek het dit redelik vinnig agtergekom. Ek het redelike sterk opinies, maar my opinie wat ek gelig het altyd toe ek byvoorbeeld skool gehou het maar gegaan oor om die kinders te beskerm. So dit het altyd maar gegaan oor hulle belang. En ek het dit besef, as ek nie myself of die persoon vir wie ek moet werk heeltemal moet mal maak nie, gaan ek my eie ding moet doen. En genadiglik die dinge vir my net so in plek geval. Ek glo absoluut vir oop deure. En die deure het net oop gegaan vir my. En van daar af wil ek amper vir jou sê, die res is geskiedenis, want vandat ek as 'n entrepreneur baie klein begin het en ek dink dis ook iets wat mens moet weet. Dit klink baie keer nogal glamorous. Dit is alles behalwe. Dit is nagte deurwerk as jy moet. Dit is op die grond sit en die voetwerk doen. Die bokse pak self fisies. Totdat jy besigheid op 'n plek is waar jy mense kan aanstel om jou uit te help. En ek dink as jy nie 'n passie het vir wat jy doen, gaan jy nie daai harde werk insit nie. Absoluut, want ek bedoel mens soos in die lewe maar met enigiets anders kom ons op 'n plek waar jy vir jouself sê is dit nou regtig die moeite werd. En ek kon nog elke keer myself deur daai tye trek want dit is die moeite werd. Wat inspireer jou om deur daai tye te kom? Ek dink ek weet wat my why, my groot why in die lewe is en baie van wat ek doen ek ook want ek wil vir my kinders nommer 1 'n toekoms bou, maar ek wil ook vir my kinders wys dat wat ook al jou droom is en wat ook al jy whatever you set your mind to, you can achieve with hard work. Ek wil julle met van kleins af leer dat daar ook nie 'n spesifieke plek is vir 'n mamma en vir 'n pappa noodwendig in die rolle van ouerskap nie. Dat 'n vrou 'n sterk vrou kan wees, maar sy kan ook sag wees. Sy kan passievol en kompeterend wees in die werksplek, maar sy kan nog steeds die rol wat 'n mamma moet vertolk in haar huishouding, kan sy nog steeds vertolk. So dis maar my grootste motivering en dan ook ek is nie 'n kompeterende mens teenoor ander mense nie, maar ek hou daarvan om met myself te kompeteer. So ek het sulke doelwitte wat ek vir myself daarstel. En ek love dit om 'n doelwit te bereik en ek glo ook om die klein goedjies in die lewe te vier. En wat ek hoor van wat jy sê is dat mens intentioneel moet wees met jou tyd, met jou gedagtes, veral as jy so baie balle in die lug moet hou. Die tyd wat jy saam met jou kinders spandeer, wees daar. Die tyd wat jy in jou werk spandeer, jy weet, doen dit met passie, sit alles in. Want ek dink byvoorbeeld aan hierdie kar, ek het nog nooit in my lewe so groot kar bestuur nie. En op die einde van die dag is dit 'n voertuig en dit is so 'n lekker voertuig en hy bestuur so maklik want ek weet dis 'n kwaliteit voertuig, weer is 'n Mercedes-Benz en ek dink ek bring dit nou by mekaar in die feit dat jy sê jou besigheid kan jy miskien bang maak omdat dit groter is, maar as jy daai integriteit het en daai insette wat jy het en daai passie wat jy het, dan weet jy mos nou die voertuig gaan vorentoe gaan. Presies, dan weet jy waar jou pad is. En ek dink dis baie belangrik wat jy sê, want soos ons nou weet waar ons op pad is en dis ons nog gaan uitkom. Dink ek dis baie belangrik en dis wat baie mense veral in entrepreneurskap vergeet, is waar is jou pad? Jy kan nie net raak oor dinge en net besluit, ek gaan maar gaan waar die wind my waai nie. Jy moet spesifieke doel voor oë hê en dan amper half jou GPS instel om sekere goed te doen, om sekere roetes te vat om daar uit te kom. En ek dink een van die vinniger roetes om daar uit te kom, soos ek gesê het, is jou netwerk, is die mense wat jou ondersteun. Dit was ek iemand se van. Dit was 'n familie van. Familie is naby. As wil jy is van jou familienaam. Audrey Hepburn. Ek het ook gedink.
Ek het ook gedink 'n filmster. Dit moet ja, ek dink dit moet so Dit iemand moet wees. definitief iemand soos dit wees. Ja. Maar Dis ons wat gaan die jou bes- ons gaan jou 'n laaste kans gee. Is 'n goeie rolspel. Nee, ek gaan maar by finale antwoord gee julle ou. Ek kan nou nie aan iets anders dink nie. Ek gaan myself opskerp julle. Gee vir ons 'n nommer van 1 tussen 1 en 10. 7. Okay, laaste kans. 4. Okay, nee, jy het genoeg kansse gehad. Ek kan dan nou eintlik offisieel sê Nadia is die wenner. They say all roads lead to Rome, but ours ended in the exquisite Old Town Italy in Central Square, Mainland Maine. On this journey we learned, we laughed and we had so much fun. Lifetime friendships were made as well as memories to last a lifetime. See you soon when we continue with the same journey from a different perspective.